Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam met Levitikus hoofstuk 4. Ek titel dit, die sondoffer en hoe Jesus dit vervul het. Ons lees in hierdie hoofstuk van die sondoffer, 'n offer wat gebring moes word wanneer iemand teen God gesondig het. Ons sien dat die Here met Moses praat en sê, indien iemand in sy swakheid iets gedoen het, wat die wette van die Here verbied het, moes daar 'n sondoffer gedoen word. Of dit nou 'n individu was, of 'n groep mense, elkeen het 'n verantwoordelikheid gedra. Sonde is ernstig, en dit is nodig vir versoening, sodat die mens weer in 'n regte verhouding met God kan staan. Maar ons sien ook hierdie offers het eintlik vooruitgewys na Jesus Christus en die volmaakte offer wat hy sou bring. Ons lees van die perfekte offer. 'n onbevlekte dier sonder gebrek moes geoffer word. Hierdie wys vir ons vooruit na Jesus Christus, die volmaakte en sondelose seun van God, wat deur die Vader gegee is, sodat ons verlos kan word. Nou die persoon moes sy hande op die offerdier se kop lê, en dit het gesimboliseer dat die sonde as te ware op 'n onskuldige skepsel geplaas word. Net so is ons sondes op Christus geplaas. Hy wat onskuldig en sonder sonde was, het ons sonde op hom geneem, sodat ons verlossing kon ontvang. Nou die dier moes sterf, omdat sonde dood verdien. Dit wys eintlik hoe ernstig sonde is, maar Jesus het uiteindelik daardie straf in ons plek gedra, toe hy aan die kruis gesterf het. Dan moes die bloed 7 maal aan die altaar gesprinkel word. Nou die getal 7 dui op volheid en perfeksie, en het beklemtoon die deeglikheid van die versoenings- en reinigingsproses. Die bloed van diere kon egter net tydelike bedekking vir sonde bring, maar die bloed van Jesus Christus, die volmaakte lam, bring volkome reiniging en ewige versoening. Die horings aan die altaar was ook 'n simbool van toevlug en genade. Vandag vind ons toevlug nie meer by aardse altare nie, maar by Christus self. Hy is ons plek van genade en veiligheid. Dan sien ons die vet van die offer is op die altaar verbrand as 'n teken van volledige toewyding aan God. Net so het Jesus homself aan die Vader toegewy en sy lewe gewillig vir ons gegee. Die res van die offer moes buite die kamp verbrand word, en dit het gewys dat sonde verwyder moes word uit God se volk. Jesus het ook buite die stad gelei en gesterf om ons met God te versoen. Nou hierdie deel leer ons vandag ook 'n belangrike les. Sonde in ons lewens kan nie aanhou of vertroetel word nie. Ons moet doelbewus daarmee breek en dit vermy. Die priesters het as tussengangers tussen die mens en God opgetree, maar vandag is Jesus ons volmaakte hoëpriester, wat voortdurend vir ons intree. Nou wanneer ons dus Levitikus 4 lees, sien ons dat die hele sondoffer vooruitgewys het na een volmaakte offer, Jesus Christus. Ons kan dus vandag met eerbied en dankbaarheid voor God leef. En wanneer ons struikel en die merk mis, hoef ons nie na 'n altaar te vlug nie, maar ons kan na Christus vlug, wat reeds die volledige prys betaal het. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.